Great, mondvol. Ek is opgewonde. Ja, ek is baie opgewonde om te hoor waaroor ons gaan gesels vanoggend. Hey, ons gaan gesels oor, is voorbehoeding verkeerd? Raak ek God van my eie lewe as ek bepaal hoeveel kinders ek het? Sure. Vat ek die rol van die Here oor? Deur voorbehoeding te gebruik en ons wil graag in dit ingaan en 'n bietjie daarna kyk. So eerste is, kom ons praat gou hieroor. Die grootste demoniese beweging in die wêreld op die oomblik is die moslim geloof. Is demonies, is uit die put van die hel uit. En hulle grootste wapen is dat hulle nie voorbehoeding gebruik nie. Hulle maak 'n stelling en sê ons sal die wêreld oorneem deur voortplanting. Ja. En wat sien ek by Christene? Ag, ons wil net een kind hê want ons kan dit nie bekostig nie. Ekskuus dat ek sarkasties is, maar daar's 'n ongeloof deur te sê ons sal nie kinders hê nie want ons kan dit nie bekostig nie. In plaas van soos eintlik 'n gees van vreesagtigheid wat ons stop om kinders te hê. Ja. In plaas van te sê Here, lei ons, praat met ons. Ja. Hoorie, ek hoor so baie jong dames wonder oor moet ek voorbehoeding gebruik, moet ek nie voorbehoeding gebruik nie, en ek dink jy slaan die spyker op sy kop as jy sê dat gesinne is bang en hulle het jy het hierdie modelgesinnetjie in jou kop van ek moet net 2 kinders hê, ek moet 'n seentjie en 'n dogtertjie hê en dit is dan het ek nou genoeg. En is die skerry ding, as jy 2 kinders het, vervang jy eintlik net jou man en vrou. So jy is eintlik besig om agteruit te gaan. Jy is nie besig om die boerevolk te bou nie. Nee? Of kom ons vat die boerevolk weg. Nee? Jy is nie besig om Christendom te bou nie. Jy is nie besig om getalle te vermeerder nie. Jy is eintlik besig om agteruit te boer, soos hulle sou sê. Ja. Maar kom ons het nie opinie nie. Kom ons kyk dan wat die skrif sê. En ek dink eerste is Genesis 1:28. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder." God het hulle geseën en God het gesê, nie mens nie, wees vrugbaar en vermeerder. Ja. Ek wil eintlik 'n getuienis hier deel. Daar was 'n dametjie met wie ons eintlik lank 'n pad gestap het, maar sy het heel aan die begin gesê, sy het hierdie stelling gemaak van ek wil nie kinders hê nie. En daar was op 'n stadium wat ons lank saam met haar op pad geloop het. Sy is 'n onnatuurlike stelling om te maak. En die dag toe hulle nou besluit om wel, hulle verstaan nou, dit is nie God se plan nie, God se plan is om vrugbaar te wees en te vermeerder. Toe het hulle so lank gesukkel om kinders te hê, totdat sy bely het voor die Here oor die stelling wat sy gemaak het. En ek glo baie keer, daar is mense wat voorbehoeding gebruik vir verkeerde redes. Ja. Jy sluit eintlik iets toe deur jou woorde. En ek dink ons moet dit vir mekaar sê. So daar is 'n beginsel in die Joodse kultuur dat jy nie weermag hoef toe te gaan vir jou eerste jaar nie. Nee, jou eerste jaar is jy weermag vrygeskel. So dink ons dat die Here genade kan hê daai eerste jaar, die eers bietjie jou man en vrou mekaar ontdek. Jou eerste jaar van getroud wees. Ja. Ek dink daar is tog 'n plek waar jy eerste jaar op voorbehoeding kan gaan en net sê, luister, ons wil net eers mekaar 'n bietjie ontdek. Ons wil nie dadelik raak skiet nie. Ja. Ons wil nie dadelik swanger raak nie. Maar om te sê, ons wil nie oop wees dat die Heilige Gees ons lei in kinders nie, of ons wil net 'n sekere hoeveelheid kinders hê, jy weet, net eenetjie of nie eers een nie, want ons vrees. Ek dink daai is waar die probleem inkom. Ja. Okay. Ek glo verseker daai gaan saam met wysheid van die Heilige Gees. Kyk, so daai kan ons oor 'n debat hê en ons kan lekker daaroor gesels, maar kom ons gaan na ons volgende stuk toe en ek dink hierdie is 'n wille stuk. Genesis 38:8. En toe sê Juda vir Onan, nee, is Onan, O-N-A-N, ja. Gaan in by my vrou. Gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaar huwelik. Swaar huwelik. Nou swaar huwelik kom van die boek van Deuteronomium af, waar as jou broer dood gegaan het,
dan het jy die verantwoordelikheid om met sy vrou gemeenskap te hê om die bloedlyn vorentoe te vat, wat baie interessant was. Met haar, en verwek vir jou broer 'n nageslag. So jy moes vir jou broer 'n nageslag verwek het, nê? Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, met ander woorde seks met haar gehad het, dit op die grond verderwe, om vir sy broer geen nageslag te gee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here, wat hy gedoen het. Daarom het hy hom ook laat sterwe. Sjoe. So wat sê ons hiervan? Ja, ek dink, so, as mens nou die stuk lees, dan kan jy sien dat Onan, hy het so 'n bietjie van 'n rebellie gehad daar. Ek dink ons het vroeër, het jy so vinnig genoem, dat hy dit vir die plesier gedoen, Ja. en nie vir God se oorspronklike opdrag van wat hy geseën het, en wat hy man en vrou seën en sê, wees vrugbaar Yes. en vermeerder. Hy het direk teen daai seën van God gegaan, en Ek dink natuurlik wat daar gebeur het is, hy het die seks geniet, maar hy wil nie by die einddoel uitgekom het nie. ja, So hy het sy het ja gesê volgens daai wet, en hy het seksueel met haar verkeer, en elke keer wanneer hy sou kom, het dit op die grond gedoen. En daai was vir die Here irritasie, en hy het hom laat doodgaan. ja. So hy het in sy hart uitgemaak, ek gaan nie voortplant Ek gaan nie voortplant nie. En sy hart was korrup gewees. Ja. Okay. Kom ons kyk nou nog 'n stuk, Spreuke 17 vers 6. Kinders is 'n kroon vir grysaards, en vir die kinders is hulle vader se eer. So wanneer ons oud is, jou kroon wat jy het is kinders. Ja. Okay, dit is vir die Here amazing. Ons kan nou sien, ons het baie kinders, en almal weet ons het hoeveel kinders nou ja? Ons het saam 9. Saam 9 kinders. En dit is vir ons amazing. Ons love elkeen van hulle, ons geniet elkeen van hulle, elkeen van hulle is vir ons 'n vreugde. Hulle is ons rykdom. Nee. So ek dink daai is baie, baie belangrik. Nou ek dink hier is vir my die kern. Ons moet alles nou opsom, kom dit terug hiernatoe. God gee ons 'n opdrag. Die opdrag is, dat gaan en vermeerder. Ja. In daai opdrag, in vandag se tyd gee vir ons wat? Die Heilige Gees. Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en toekomstige dinge aan julle verkondig. Ek glo met alles in my, dat die Heilige Gees vir jou kan openbaar, hoeveel kinders die Here vir jou het. En dan as jy genoeg het, volgens wat jy gevoel het, die Heilige Gees vir jou sê, dan kan jy voorbehoeding gebruik. Ja. Wat dink jy daarvan? Ek stem 100% saam, en ek wil net 'n getuienis daarop deel, is dat toe ek en jy bymekaar gekom het ek By mekaar gekom met menende seksueel glad nie, nee. Toe ons begin onthou 1933 het ons by mekaar kom is 'n heel ander woord. Ons het mekaar nog nie geken daai tyd nie. Okay. Nee, so toe ons mekaar leer ken het, en toe ons besluit het hierdie gaan so 'n bietjie ernstiger raak as net 'n vriendskap. Daar was 'n profetiese diens eendag by die kerk gewees, en ek het op daai stadium net 2 kinders gehad, en die Here het vir my baie duidelik kom wys, daar's nog 2 kinders vir my beskore. So ek het dit neergeskryf, want ons het alles neergeskryf wat ons daai aand beleef het, en ek onthou, toe ek en jy begin gesels het, toe sê ek vir jou, ja, ek weet hoeveel kinders jy klaar het, maar weet, hierdie is iets wat ek by die Heilige Gees ervaar het, hier is 'n belofte wat nog myne is. Ja. 2 kinders is nog myne. So, daar is 'n plek waar die Heilige Gees vir jou kan sê, ek het soveel kinders vir jou. Ja. Hy kan dit aan jou openbaar. Ja. So, daar is 'n plek waar ons regtig hom moet raadpleeg en sê, Here, is ons nou klaar of moet ons nog hê? So kom ons sê dit vir mekaar. Ek wil nog 'n skrif deel en ek wil eintlik dan half die gesprek net verder vat. 2 Timoteus 1 vers 7.
Want God het ons nie gegee, of nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ons moet seker maak dat ons belewenis nie 'n gees van vreesagtigheid is Ja. wat met ons praat nie. Want dan is voorbehoeding verkeerd. Ja. Maar wanneer die Heilige Gees met ons praat en ons het vrede en ons voel die Here sê 9 kinders, dan het ons 9 kinders. Ja. En ek dink daai is vir my die pertinente ding, is dat God gee 'n opdrag. Die opdrag is, jy het nie opinie nie my vriend, Ja. die opdrag is, gaan en vermeerder en vul die aarde. Dis 'n opdrag, dis soos, moenie doodmaak nie. Dis 'n opdrag. En dan moet jy versigtig wees, wat se gees lei jou? Ja. Die Heilige Gees, want saam met die Heilige Gees is geloof, en jy moet dan die Here vertrou dat hy vir jou getal sal gee, en dat hy sal voorsien. So as hy vir jou sê, 2 kinders, dan is dit 2. So moet jy stry nie. Maar dit moenie 'n gees van vreesagtigheid wees wat jou oorheers nie. So Ja. ons glo, ek glo, voorbehoeding is nie verkeerd nie. Maar voorbehoeding in die leiding van die Heilige Gees is reg. Voorbehoeding in die leiding van 'n gees van vreesagtigheid is verkeerd. As jy net luister na die gesprekke baie keer wat mense het, waarom hulle net 1 of 2 kinders wil hê, is dit gewoonlik gekoppel aan, ja maar jy weet, ons dink so 'n bietjie vooruit. Skool is duur en babas is duur en die kinders moet nog universiteit toe gaan en ek het hierdie drome en alles. So alles is eintlik gekoppel aan voorsiening, die besluit wat jy maak klaar, dat die Here nie kan voorsien Ja. vir beloftes wat hy vir jou het nie. So, en daai is verseker dan 'n gees van vrees, wat jy voel, Ja. want jy vrees oor dit wat nog eers daar is nie. Jy is bekommerd, soos die woord sê, moenie bekommerd wees Ja. oor môre nie, en jy's klaar bekommerd oor 18 jaar van nou af. Ja. Ag, weet jy, ek kry sommer nog kinders. Nee. Great. So, Ek wil hierdie deel op daai stelling wat jy maak, 1 Korintiërs 6:12 sê, alles is geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Daai is nie nou vir ons nuttig nie. Amen. Amen. Sy great. So, dit was mondvol. Ja. Dankie, dit was weer amazing. Lekker. En aan die boerevolk. Vermeerder. Vermeerder. Vul die aarde. Aan die kinders van God. Dis eintlik die regte woord. Vermeerder, vul die aarde. Ja. Die Here sal voorsien. Amen. Amen.